Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greik. Vandag is Maandag die 11de Mei 2026. Bietjie later op vandag se uitsending sal Andrew Poolman by ons aansluit in die ateljee om die naweek se sporthoogtepunte met ons te deel. Voor dit sal ek en Henriette Lamprecht bietjie die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie en ook die voorblad met julle bespreek en ons loer in by die weerkantoor. So bly by ons, daar is veel om te geniet op vandag op Klets Kompas. Welkom terug en in die ateljee met my Henriette Lamprecht. Hoe gaan Hallo dit? Ogito, lekker om weer saam met jou te kuier. Is bietjie chilly, maar Ogito sit hier sonder 'n Hier binne is dit nogal warmer as daar buite. as daar buite, ja. Kom ons begin by 'n binneblad storie wat ook die hartstringe sal trek, soos van daai pragtige foto's wat ons nou gesien het. Aurelia Afrikaner het daar geskryf oor die lewenservaring wat jong mense deurbring daar in Okahanya. Dit is 'n baie mooi genoemde artikel oor ou skoene en ou pampoene, maar dis regtig 'n hartseer situasie. Hulle bly op 'n vullishoop, Presies. Ogito, en die foto, julle sal beslis môre moet kyk. Die foto, jy weet daai foto's wat jou so slaan en dit is so 'n foto van hierdie babietjie, waar hy kan al regop sit, wat so in die middel van hierdie damp sit, met daai aaklige omgewing en wat daar groot word, want daar word kinders gebore en daar word kinders groot. Ja, nee, dit is 'n aaklige situasie en ons hoop maar ons regering en ons medemens ook sal 'n handjie bysit en doen wat kan gedoen word. Beslis, hierdie een was nou Aurelia het dit besoek by Okahanya, Ogito, maar ons weet dit is nie net daar nie, Ja. dit gebeur beslis hier by ons in Windhoek ook. Dis oral. Nog 'n ander storie is ook oor 'n lei situasie daar in Kavango Oos waar die olifante 'n bietjie mok maak. Bedrywig, Ogito, en natuurlik wat Elliot Tepinge wat gepraat het met een van die raadslede van die kiesafdeling, Mashari, en wat sê daar kom al hoe meer olifante voor en hierdie mense, baie van hulle is boere Ogito, wat beteken as ek plant, dit wat ek plant, dit eet ek, en nou kom die olifante en hulle vernietig die gewasse. So dis maar daai mens-dier konflik. Presies. En in watter mate help die ministerie hierdie mense wat nou in daai olifant se pad bly om dit te bestuur dat ons kan nou nie net olifante doodskiet nie. Presies. Ek dink wat kort is beter samewerking tussen landbou en dan natuurbewaring. Ja. Want dit is moontlik om saam Dit te is lewe, moontlik, maar dit ja. kos werk. Dit kos werk en dit kos werk van, soos jy nou reg gesê het, van die ministeries, maar ook van die mense wat fisies daar bly, ja. Presies. Jy's reg. Op 'n goeie noot het ek geskryf oor 'n groot geleentheid wat later die jaar kom. Die kerntoetsbaan organisasie bring 'n groot toets oefening Ja. Namibië toe hier einde Oktober en deur November. Daar kom 180 amper wetenskaplike kenners. Hulle bring 150 ton toerusting. Ja. En hulle gaan daar in die Rongo streek tussen Swakop en Walvis Bay rondwoerts in hulle wit pakke met hulle snaakse toerusting. So moet asseblief nie skrik nie. Dit is net 'n toetsoefening. Dit is nie dat Namibië betrokke is by enige kernontploffings. Daar gaan geen ontploffings wees, daar gaan geen chemikalieë. Ons keer voordat dit gebeur. Presies, en ons versterk die wêreld se poging om weg te doen met daai tipe ontploffings. Ja. Wat 'n goeie ding is. Dit is 'n baie goeie ding. So lees asseblief daar dat jy voorberei is. Dit is ook 'n groot geleentheid om bietjie geld te maak vir dies wat reg is. Ja, vir dit. terwyl die besoekers nou daar is, Ogito gaan wys vir hulle
Kaptein 7 en Presies, al daai presies. plekke. Hulle het nodighede wat 'n mens kan voorsien en hulle bring pond en dollars en Dollars, allerlei- ja, nie naamdollars. nie naamdollars. En dan Henry het jy tog baie sterk storie wat ook môre Ja, sal weet jy, voorkom. Augusto, NHP en die hele sage met hulle oorname van die administrasie van die fonds na Universal Healthcare. Ek het nou al 'n paar keer daar berig. Hierdie keer is dit nou NHP wat gereageer het op vrae wat ek gestel het wat diensverskaffers wat diensverskaffers aan my gestel het. Die eerste ding is ons het standaardtariewe NAMAF, ons vereniging vir mediese fondse in Namibië, dokters wat beweer as jy nou 'n eis indien, dan het jy mos nou 'n NAMAF kode, Ja. maar dit geld nie in Suid-Afrika nie. Met ander woorde die claim word verwerp. Dis die eerste ding. Maar Wat het Suid-Afrika met die saak te doen? want Universal is in Suid-Afrika geleë. Maar hulle moet mos ons ding handhaaf. Hulle is mos aangestel om Dit ons is die hele werk te doen. kwessie. Wat die belangrikste is, Augusto, ek dink jy het spesifiek iemand geskryf oor FIMA. Wat is nou weer die afkorting? Financial Vir institutions. finansiële markte Ja. en instellings. Ja, Ja, ja. hierdie wet wat uit in Mei in werking getree. En daar noem dit spesifiek dat enige die hooffunksies van 'n mediese fonds wat is om eise te verwerk, om voordele te bepaal en te ontwerp en dan om te administreer, mense se geld te administreer. Mag nie meer uitgekontrakteer word nie. Dit moet in Namibië bly. So julle gaan nou môre moet lees was die antwoord daarop, maar ek het spesifiek vir NHP gevra, voldoen hulle aan hierdie FIMA wet wat nou in werking getree het? Geld NAMAF kodes? Ek wag natuurlik nog op NAMFISA en NAMAF, want hulle is die organisasies of die instellings wat dit moet toesig hou oor, Yes, nee, wat ja. hulle moet beheer. So Precies. hulle het nou nog nie geantwoord nie, maar as jy wil weet wat sê NAMFISA, NHP, moet jy asseblief môre se koerant lees. Asseblief gryp julle koppie môre van Republikein, maar bly by ons vanaand hier op Kletskompas. Daar is nog baie lekker sport wat voorlê en natuurlik loer ons by die weerkantoor in. Namibiërs Engels stories. Henriette Lambrecht en Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV. Op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans en moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knertsie koffie. Wat 'n mooi woord, knertsie koffie. Henry, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. Welkom terug. Dit was daarom bibber vir vanoggend hier in Windhoek. So kom ons kyk wat het môre vir ons in staat en natuurlik ook die res van die land vanaf die weerkantoor. Ons weervoorspelling vir Dinsdag 12 Maart 2026 sê op Katima-Mulilo gaan dit sonskyn al die pad wees, dis van 14 grade tot op 33, Rundu vanaf 16 tot op 32 en Hana vanaf 14 tot op 30, Oshakati vanaf 16 tot op 29 en Ruakana vanaf 12 tot op 30. Sonskyn al die pad daar, ook op Chumep sonskyn vanaf 14 grade tot op 28, Otjiwarongo vanaf 8 tot op 25, Omaruru bietjie koud vanaf 7 tot op 24 en Windhoek vanaf 6 tot op 20. Dis nou vir môre. Gobabis ook vanaf 11 tot op 26 grade verwag vir Dinsdag 12de Mei. Op Henties Bay ook sonskyn vanaf 12 grade tot op 18 grade verwag vir môre. Temperatuur Swakopmund vanaf 13 tot op 16, Walvis Bay vanaf 13 tot op 20, Rehoboth vanaf 9 tot op 20 en Mariental vanaf 10 tot op 21, Keetmanshoop vanaf 9 tot op 17, Aranos vanaf 12 grade tot op 22, Loederitz vanaf 13 tot op 17. Op Loederitz verwag ons bietjie reën. Op Arnhem môre is dit gedeeltelik bewolk vanaf 8 grade tot op 14 en ook reën vir Oranjemund vanaf 14 grade
tot op 16 grade, dis dan die weer verwag vir môre Dinsdag die 12de Mei. Business First Africa is a forward-looking business show that goes beyond balance sheets to capture how Africans are building, creating, and living. Afrotech explores innovation, AI, and digital systems shaping the continent's economies. Brave and Building profiles Namibian entrepreneurs and businesses transforming industries and urban spaces. Creative Capital spotlights creatives and the creative economy, unpacking how culture becomes value. Africa in 10 delivers a sharp roundup of key developments across the continent. Don't miss Business First Africa, because it's not just business, it's life. Welkom terug en soos ouer gewoonte op 'n maandag is dit tyd vir sport met ons eie kenner Andrew Poolman. Hoe gaan dit, Andrew? Ja, wat aan die gang daarom. Mooi. Kom ons begin met die harde houe. Ek verstaan daar was boks hier in Windhoek. Ja, so Saterdag aand daar so by die Merwenpiek Hotel, so een van die MTC Nestor Tobias Akademie of Promotions se byeenkomste en ja, so in die hoofgeveg was dit dan Philippus Ngitungwa wat sy WBO globale titel in die super kapokgewig klas suksesvol verdedig het. Hy dan 12 rondes geboks en dit toe nou maar afhang van die tellinghouers. Sjoe, dit wil gedoen wees 12 rondes. En ja, so hy het al drie die judges het toe nou daarom aan hom toegeken. So sy opponent was Leonardo Carrillo van Colombia gewees. En wat ons nou daar gesien het in die vorige foto is dan Harry Simon. Hy het ook sy geveg gewen teen 'n opponent van Zimbabwe, Freeman Mavongwe. Die uitslag was dan in ja, so na 6 rondes het Harry Simon sy opponent het toe besluit om nie verder te boksie. So na 5 rondes dan met 'n tegniese uitlophou gewen. En dan nog 'n prominente bokser wat daar was dan Matthias Heita. Hy het sy WBO Afrika titel ook suksesvol verdedig. Hy is 'n veergewig en hy het geboks teen Zolisa Badji van Suid-Afrika. En ook dink dit was ook 12 rondes gewees en hulle het toe ook nou was die uitlophou nie so na die afhangende van wat die beoordelaars of die tellinghouers besluit. Ja. So een het die geveg dan vir die Suid-Afrikaner gegee, tweede het vir die Namibia gegee. En so hy dan die geveg gewen en sy titel bou. So 'n baie suksesvolle bokstoernooi vir ons Namibiërs. Ja, so in die voorgewegte dan ook heelwat van die opkomende boksers wat ook ja in aksie was, nou nie almal teen internasionale opponente nie, maar ja van die manne wat se kant bietjie kans gehad om daar gevegte te hê voor 'n skare en so. Maar dit was bietjie koud hier in naweek. Seker die houe val seker nog seerder. Is dit so koud? Ja, nee, dis nogal 'n laat aand gewees. Ja, seker nie almal wat met daai tyd, ek dink hulle het so omtrent 1 uur in die aand, seker hier so tussen 1 uur en 2 uur klaar gemaak met die laaste gevegte, want hulle het 'n hele klomp gevegte gehad en as jy nog nie vroeg begin noodwendig nie, dan gaan dit maar 'n bietjie laat raak, is maar 'n ou probleem. Okay. Kom ons verander rad en praat bietjie oor klubsokker. Wat is die nuutste? Ja, so die Standard Bank top 8 uitklop kompetisie wat dan nou in sy 2 semifinals gehad het laas naweek. So dit is dan Mighty Gunners van Otjiwarongo, weermagspan wat daar gewen het 1-0 teen 11 Arrows en dan die ander semifinaal was dit FC Unam wat dan teen Ongos gewen het ook met 'n telling van 1-0. So die finaal sal dan op 23 Mei wees hier in Windhoek. Die semifinale was op Oudtshoorn gewees laas naweek en so in die finaal sal dit dan FC Unam teen Mighty Gunners van Otjiwarongo wees. Okay, lekker sokker. So gepraat van klub kompetisies, ek verstaan daar was ook klub rugby, 4 wedstryde. Ja, so die eerste, kom ons miskien daar begin by die NRI Premier Liga se wedstryd wat dan in Kommersdal gespeel word, was Unam se wedstryd.
Hulle eerste wedstryd nadat hulle dan nou vir Graham April verloor het. Hulle is dit laas naweek of die vorige naweek wat dan in 'n padongeluk oorlede is. Ja, so hulle dan so ek dink sy begrafnis sal dan aanstaande naweek wees. Ja, UNAM wat dan die wedstryd gewen het, 28 punte teenoor 7. Ons oud kollega Tielman van Lille wat dan daar so was en vir ons berig gedoen het van daar af. 28 teenoor 7 wat UNAM gewen het, so UNAM het 4-3 gedruk, hulle het 1 bonuspunt bygevoeg. So hulle is eintlik dan so al van die middel van die log geplaas op die oomblik. Dan die wedstryd wat NTV uitgesaai het, was daar by Wanderers, FNB Rio Falcon wat daar gespeel het. Ook 'n aanskoulike wedstryd, Rio Falcon wat so 'n bietjie in die onderste helfte van die kompetisie is, maar hulle het in die eerste helfte ook die wind van agter gehad en rustyd was hulle voor gewees 20-14 en uiteindelik was dit dan Wanderers wat daar gewen het 47 punte teenoor 23. Wanderers het nog gelukkig op die mooi 3 gedruk het uiteindelik. So ja, Roan Ludik het ook 'n mooi 3 gedruk daar aan die einde. So Wanderers het 7-3 gedruk. En so dan vir 'n tweede bonuspunt. So hulle is op die oomblik dan tweede geplaas op die puntelys. As ons kyk gou na die ander tellings, Kudus was ook in aksie. Hulle derby daar by die kus op Swakopmund het hulle teen FNB Dolphin gespeel en gewen 45 punte teenoor 12. Die Herbie Fransman trofee wat daar op die spel was. En Kudus wat daar gewen het en opgeskuif het van die 5de plek af. As 'n bietjie stadig begin en ook 'n afnaweek gehad wat hulle nie gespeel het nie. So van 5de af na 3de toe. En dan die laaste wedstryd Grootfontein, die voorloper op die oomblik, hulle het Reeuwot toe gery en teen FNB Reeuwot het hulle gewen met 'n groter getelling 66-25. So Reeuwot wat daarom 4-3 gedruk het, so hulle het hulle eerste bonuspunt gekry daar onder in die puntelys. En Grootfontein is dan die enigste span op die oomblik wat nog nie verloor het nie. Ja, so vinnig, miskien kan ons net dan noem, in die Vroueliga ook een wedstryd wat daar gespeel was, en dit was die UNAM Steenbokkies wat met 'n telling van 135-0 gewen het, teen Okahania Highlanders, so 'n bietjie van 'n wegholtelling, Yvonne Koper, wat gewoonlik klomp 3 druk in sulke wedstryde, sy het van die reservebank af gespeel, sy het net 1-3 gedruk, so die res was met ander spelers. Okay, so hulle die 3 so tussen mekaar uitgedeel. Lekker. Goed, vertel ons van die ultra fietsry races daar op Oudtshoorn. So die Munga Grid Leader, so in 'n Namibiese byeenkoms wat dan ingesluit is in die Munga reeks van Suid-Afrika. So omtrent 500 km was die langste afstand. Dus ek dink so in die 4de of die 5de jaar wat hulle dit hou, en dan, 5de jaar dink ek, en hulle het 5 verskillende streke in Namibië waar hulle dit aanbied, die hoofitem is dan die 530 km was die eintlike afstand, en dan Stefan Skuman wat dan daar gewen het, die eerste 4 ryers wat redelik naby aan mekaar gebly het daar aan die voorpunt. So Piet Loupser was die wat tweede oor die lyn was, hy was nie ver agter die eerste man nie. Hulle het almal so binne net so binne 24 uur, 23 uur en 'n klompie minute klaar gemaak, en dan derde was Koenraad Steenkamp en Marouen Kleopas was 4de gewees. Daar was ook 'n 100 myl wedren wat met ander woorde 160 km wat Marissa Maton algeheel eerste oor die eindstreep was, en dan was daar ook 'n 24 uur byeenkoms wat Giano Tangeni gewen het. Sjoe, hulle ry vir 24 uur aan een. Ja, ek is nie heeltemal presies seker hoe daai gewerk het. Hy het so, as ek kyk, die uitslae reg geleeg is so 8 ure gery. So ek weet nie heeltemal presies hoe daai maar die 500 plus kilos, dit maak hulle in 24 uur. Nee, hulle het, ek dink 50 ure vir daai ene. Ek sien. Sjoe, dis nogal erg. Goed, kom ons loer daarin by die 220 Cricketliga. Ja, so die Nedbank
Desert Ice T20 Liga, se eerste naweek wat dan afgehandel is, daar by United se veld, Gobabis Bulls wat al twee hulle wedstryde sover gewen het. So hulle is dan op die oomblik is hulle bo aan die puntelys. Hulle dan Saterdag gewen teen die Central Sunrisers en Sondag te gewen teen die Unam Zebras. En al twee hulle wedstryde was dit dan Drieke Swart wat hulle speler van die wedstryd was. Die eerste dag het hy 28 van 26 balle aangeteken en ook 1 paaltjie gevat en dan teen die Zebras Sondag het hy 3 paaltjies vir 11 lopies gevat in 3 balbeurte. Sjoe, Drieke Swart, so is iemand om 'n oogie op te hou. Ja, ons kan so vinnig kyk daarso na die puntelys miskien. Soos ons gesê het, nog nie alle spanne wat gespeel het nie, maar dit is dan Gobabis wat dan na 2 wedstryde dan die voortou geneem het op die puntelys. Alright. En wat is die vooruitsig vir die res van die week en die komende naweek? Vakansie daar en so. Ja, lekker. Ja, as ek bietjie kyk, daar is nog heel wat ander sport ook wat die naweek gebeur het, wat nou nog nie in die koerante en goeters was, wat ons soetjie nog moet inhaal en wegwerk. Ja, ek is nie heeltemal seker wat komende naweek, jy val nou soetjies bietjie vinnig op my. Maar anyway, ons sal hou maar die koerante dop ons soveel. Dit is goeie advies, hou maar die koerante dop en geniet die week wat voorlê en die komende vakansiedae, maak gebruik daarvan. Tot dan, ons sê baie dankie Andrew. Ons is nou weer terug, so bly by ons hier op Kletskompas.